Volspoed, episode 24. Charlie, Delta, Papa. Dr. Du Plessis, kom in asseblief. Raas die radio toe Christo die BMW se neus in die huisrigting draai, daar waar die swart Ford Prefect nou op René wag. Christo druk die mikrofoon op sy skouer. Dit is Charlie, Delta, Papa, stuur. Moontlike hartstilstand by die Sasol Garage. Kan jy respond, dokter? Hy huiwer en antwoord, ek is ongeveer 4 kilometer van daar af, maar ek het 'n kind by my in die kar. Ek gaan nie jaag nie. Kan jy die kind aflaai? Die tannie wat gebel het is angsbevange. Dit klink asof die oom opgehou het om asem te haal. Asseblief dokter, jy is die naaste aan die noodgeval. René, ons moet omdraai. Ek sal jou terugvat na tannie Rosaan toe. Ek sal vir Jakes bel om jou daar by haar te gaan oplaai. Nee, Christo, ek moet liewer saam gaan. Dit gaan baie tyd mors, as ons eers moet terugdraai. 'n Kosbare lewe kan dalk nog gered word. Hy weet, hy sit sy oom in 'n catch-22. Hy weet ook, as sy oom nou hier wegtrek, gaan hy die reis van sy lewe beleef, en dit wil hy vir geen geld in die wêreld misloop nie. Nie eens al is dit dat hy vir Melanie dalk weer kan sien nie, al moet die swart kar dan in elk geval 'n halfuur of langer wag. Ver agter hulle, hoor hulle 'n sirene aankom. Kom aan oom Christo, ons moet voor daai slow coach daar kom, moedig hy sy oom aan. Jou pa maak my vrek as hy hiervan uitvind. Oom Christo plak die rooi magneetlig op sy dak en skakel die sirene aan. Hy kyk regs en links en weer regs en ry besonder bedeesd tot op die teer. En toe sit hy so hard voet neer dat die BMW se agterkant effens uitskuif. Swarte krag druk René met geweld in sy sitplek terug. 140, 160, 180 km/h en voor hulle in die pad maak die karre plek, sodat die laagvleiende wit en rooi blits op die wit streep met 2 wiele in die aankomende verkeer se baan kan verbykom. René kyk in die kantspeeltjie en sien hoe die ander rooi ligte agter hulle kleiner word en hy kry lekker tot aan sy tone. Hy wens hy kan later by oom Christo die dashcam footage kry om vir Kryke te wys, maar sy oom sal hom nooit weer laat saamry as hy daarvoor vra nie. Voor hulle is 'n redelike skerp draai en hy voel lus om kop vas te gryp, maar oom Christo haal net 'n oomblik sy voet van die petrol af en maak die draai, voordat hy weer metaal teen metaal druk uit die draai. Die beamer plak teen die grond vas. Oom Christo swaai seker uit vir 'n kar wat stadig by 'n stopstraat wegtrek, reg voor hulle in, wiele op die grond, maar om een of ander rede hou hy die kar op sy voete. Sy oom is boonop getrein met die aantrek van mediese handskoene sommer so in die ry en om uit te spring terwyl hy nog besig is om te parkeer, of so voel dit vir René. Alles onnodig, want die ou oom sit darm weer regop toe hulle by die garage inry. Oom Christo gaan vra, luister met sy stetoskoop na die oom se hart en neem sy bloeddruk, beveel aan dat die ou baas in die hospitaal opgeneem word vir 'n EKG en waarneming. En as hy nie wil nie, moet hy dan ten minste sy huisdokter gaan sien. Charlie, Delta, Papa, tref en traf ongeluk, grondpad naby die karousel. Order die beheerkamer oom Christo nog voordat hy behoorlik kan terugbring in die BMW. Dr. Du Plessis, hierdie een klink regtig sleg. René, nou moet jy afklim en maar hier vir Jakes wag dat hy jou kom haal. Ek bel hom sommer gou. Met al die taksies en die dronkies wat nou brandstof inneem op hierdie tyd van 'n Vrydagmiddag, en Jakes wat dalk al by sy 3de bier trek oom Christo. Nee, my pa sal sê, stiek liewer by jou oom in die kar waar ek weet dat jy veilig is. Goeie genigtig, vergeet van reising René, jy moet 'n prokureur of 'n advokaat word. Damn, klim af man en gaan wag saam met die eienaar in die kantoor. Dan raap hulle die plek oom en skiet ons almal daar binne dood. Oom Christo, mens is nêrens heeltemal veilig nie. So ry asseblief. Moenie dat iemand sterf omdat ons te lank hier rondgesit en stry het nie.
verflaks. Wat het my besiel om te dink dat ek die 10 kilometer van Villa Schultz af tot hier kan ry sonder om geroep te word? Murphy's blessed law. Hy gryp die radio. Goed, stuur die koördinate. Oom Christo ry nie mooi paaie nie. Hy ry kortste paaie. Dit is hoe dit moet voel wanneer hulle rally ry in Dakar. Daar hang waarskynlik 'n kilometer lange stofstreep agter hulle. Renier sit roerloos in sy sitplek, maar sy oë draai soos die van 'n verkleer mannetjie in hulle kaste. Hy verstaan hom aan die manier waarop oom Christo sy voetwerk doen. Koppelaar en ratte raak net aan die rem. Hy watch hoe die bome verbyvlieg. Hy het tog nooit in sy lewe so vinnig in enige voertuig gery nie. En dit is awesome. Maar soveel plesier as wat die jagtog daarna toe hom verskaf het, net so ruk die toneel op die pad vir Renier toe hulle daar naby stilhou. Hy het verwag om een of ander dronkie wat die pad oorgesteek het met 'n bottel voggies in die hand daar te sien lê. Nie iemand met 'n fietsry, helmet en ryklere nie. Bly sit Renier, maan sy oom Christo en spring uit die voertuig. En Renier bly gehoorsaam sit. Dit is asof die toneel voor hom nie regtig wil sin maak nie. Hy registreer nie wat hy sê nie. Hy kyk na die beteuterde en erg geskokte gesigte van die klomp mense wat onbeholpe daar rondhang. En toe dring dit tot hom deur. As Craig vanmiddag hier kom fietsry het, dan staan hy dalk ook hier iewers rond en geskok wees. Dalk het hy die ongeluk sien gebeur. Dit moes so vreeslik gewees het om het te sien. Hy moet hom kry en hom nader roep en by hom hoor wat gebeur het. Vir hom sê, man, kom sit hier by my in die kar. Wanneer hy nie vir Craig tussen die mense sien staan nie, begin hy met groter aandag kyk na die stil lyf, waarvan hy net een stowwerige arm daar op die grond kan uitmaak tussen die omstanders. En hoe meer hy kyk, hoe bekommerder raak hy, dat daardie arm, wat aan die gebreekte mens, wat daar langs 'n verwronge fiets lê, aan Craig de Wet se lyf vas mag wees. Craig, sy klasmaat en busmaat, sy beste vriend van die afgelope jare, die oukie wat vanoggend nog saam met hom geleer het, uit watter onderdele Melanie se oog saamgestel is. Craig, nee, wat het jy gemaak? Hy weet hy skree skielik soos 'n mal ding, wanneer hy deur oopmaak en uitspring om nader te hardloop. Oom Christo, dit is Craig! Oom Christo kom op sy voete langs die stil figuur. Wag Renier, ek weet. Hoekom doen oom niks? Is dit omdat hy alright is? Omdat hy alright gaan wees? Oom Christo keer hom voor en trek hom 'n oomblik teen hom vas. En toe kom haal een van die omstanders hom. Kom seun, kom staan hier by my. Oom Christo gaan hurk weer langs Craig. Maar hoekom haal hy nie sy stetoskoop van sy nek af en luister na Craig se hart wat klop nie? En hy weet mos, die bloed wat gestop moet word wat daar op die teerpad uitloop. Hy moet hom toedraai, want anders stap alles uit sy lyf. Hoekom gaan haal hy nie sy mediese tas uit die kar uit nie? As hy sy tas gaan haal, is daar baie goeders wat hy kan uithaal om vir Craig weer reg te maak. Renier voel hoe hy self 'n gevoel van misluktheid in hom kry, wanneer hy uitroep, Craig, jy beter hier opstaan en jouself reg kry, onthou daai podium. En hy kan sweer dat hy sien hoe Craig sy hand optel en 'n een wysvinger met sy vingers vir hom wys, nommer 1 op die podium. Renier wys ook een en roep, ja, eerste, jy is die wenner. Oom Christo los alles en kom weer na hom toe aan. Hy sit sy hande op sy skouers en kyk hom met die seerste van seer blou oë aan, voordat hy sê, ek is so jammer, Renier, maar Craig het dit nie gemaak nie, hy is ongelukkig, weg. Daarna stap hy na die kar se bak en haal 'n blink kombers uit, wat hy oor Craig se stil liggaam laat sak. Moenie dit doen nie, oom Christo, sy oë is nog oop, hy kan nie dood wees nie. Die mense kyk hom snaaks aan. Wat is dit met hom? Hy het 'n oranje medic oorpak aan, al is hy seker nog 'n bietjie aan die jong kant.
Maar as jy daai pak dra, moet jy darm mos kan sien wanneer iemand dood is. Maar hy wil dit nie sien nie, hy is nie 'n medic nie. Hy het die ou oorpak gebruik net om in te verf, man. Die ambulans hou stil en toe die polisie daarna 'n kar en dis skryk se ma en pa. Ek is regtig jammer, mense. Oom Christo kyk lank na hulle. Dit lyk asof hy meer wil sê, maar daarteen besluit. Maar hy hoef niks te sê nie, want sy gesig praat. Een van die ander fietsryers sê, ek dink die seun was eintlik al dood net nadat die bus hom getref het, nog voordat hy die grond gevat het. Oom Christo knik net en kom sit sy arm weer om Renier se skouer. Die ambulans ry weg. Hy het nie werk hier nie. Hier vandaan gaan die polisie oorneem. Kom ou seun, kom ons gaan huis toe. In die kar begin Renier huil. Oom Christo hou sy kop teen sy skouer. Ek is regtig so jammer, Renier. Charlie, Delta, Papa, roep die stem oor die radio. Geen reaksie. Weer die roep. Oom Christo luister nie eers nie. Renier draai sy kop teen oom Christo se skouer en staar na die luidspreker van die kar waaruit die klank kom. Hy wil shut up skree. En oom Christo sit net. Hy raak nie aan die mikrofoon op sy skouer nie. Uiteindelik los oom Christo hom, vee oor sy eie wange en vat die mikrofoon. Gee kans, ek sal laat weet wanneer ek weer reg is. Die hand wat hy daarna na die aansluiterknop uitsteek, ruk. Hy haal diep asem voordat hy die kar aangeskakel kry en met moeite sy weg tussen die omstanders deurbaan. Renier, ek moes jou afgelaai het. Jy moes nie hierdie verskriklike toneel gesien het nie. Ek is so jammer, ou seun. Renier skud sy kop van kant tot kant en toe sê hy sag, nee oom Christo, ek moes vandag hier gewees het, vir Kryk sou wou gehad het, dat ek vandag hier moes wees. Ek en hy verstaan mekaar oor eerstes en oor laastes, en om op die podium te wees en om te beklei tot die laaste. Hoekom het hy nie beklei nie? Maar dan, ek moes hier gewees het, ek moes hom kom groet het. Hy wil nog praat, maar skielik is sy stem weg. Hy kry nie 'n geluid uit nie. Christo sit op die kant van Renier se bed, nadat hy vir hom iets gespuit het, verskok en om te slaap. Wat het hom besiel om selfs net die kindpym in die kar te laat klim terwyl hy aan diens is? Dit is nou wel sy eie kar en hy doen die werk meestal in sy eie tyd, vrywillig. Hy was gistermiddag nog in Dinokeng, toe Gwen hulle hom gebel het en ingelig het dat die nooddienste van die 2 staatshospitale daar besluit het om te staak. Die nuwe bestuur van hulle kliniek wil 'n vergadering belê sodat hulle saam kan oorweeg hoe om hierdie ding te hanteer. Kan hy dalk inkom? Die kliniek het hulle eie ambulanse, maar dit mag dalk rof raak as dit net 2 ambulanses wat die hele naweek die hele Hammanskraal omgewing moet bedien. Dit was 3 uur gistermiddag. Christo het vir Rosanne gesê wat aan die gebeur is by sy werk en toe hy sy daktent laat sak. Dan gaan ek ook huis toe, was Rosanne se onmiddellike reaksie. Amy het moes toevallig vir haar net na 1 laat weet dat dit se waar alweer gebeur het. Een van daai troues wat elders moes plaasgevind het, en toe die spynseniers wou gaan kyk hoe lyk die fasiliteite en of alles daar reg is, kom hulle op 'n geslote hek af. Wat doen ons nou? Wou Amy van haar weet. Wel, ten minste is dit dieselfde as laas. Daar is buite spynseniers en ons hoef nie kos te maak nie. Ons gaan net die venue regmaak en beskikbaar maak, en as jy weer die kontant kroeg wil hanteer, is jy in besigheid. Wil jy nog 'n laaste aand oorbly, of wil jy ry? Het Christo gevra, nadat hy al sy goed bymekaar gesit het. Maar eintlik het hy mos klaar gesien, dat sy ook al aan die pak was. Nee, ek gaan ook huis toe. Ons het mos 'n skielike troue gekry vir die naweek. Sy begin tentpenne uittrek. Ek kan darm nie heeltemal van Amy verwag om alles te doen nie, en sy het op die oomblik nie eens 'n kar nie. Behalwe dat ek seker vir Bert se pa kon gevra het om haar na die drankwinkel te neem met wie ons nou saamwerk vir ons kontant kroeg.
Terwyl hulle begin afslaan het Piet en Ankia aangedrafstap gekom. En nou is hier moeilikheid? Nee, net 'n onverwagse krisis by die kliniek, en dit klink vir my Rosaan se kuier is ook kort geknip deur 'n funksie Saterdag daar by haar plek. Wel, ek gaan nie vir julle geld terugbetaal nie, maar julle is welkom om enige tyd weer vir 1 nag gratis hier te kom kamp, middelweek natuurlik. Piet het gehelp pale uitreig, en toe sak die tent en toe pak hulle op, en daar hou die sprokie op. Hulle het agter mekaar teruggery huis toe. Naby Villa Schultz het Rosaan van die pad afgetrek, en Christo het agter haar stilgehou en uitgeklim. By haar oop venster het sy gesê, "Totsiens, Dr. Du Plessis, dit was voorwaar 4 baie interessante dae. Ek het dele van die Nukeng leer ken, wat ek nie eers geweet het bestaan nie." Ek stem saam, mevrou Schultz, wat 'n leersame en insiggewende week. Dan sien ons môreoggend, afhangende van wat vanaand se vergadering oplewer. Ek het nuwe baase van oorsee af, en ek weet nie hoe skoon daardie besems wil vee nie. Plaas dat hy daai einste base gistermiddag in hulle watse naam gesteer het, en nog 'n aand in die Nukeng oorgeslaap het. Hy doen hierdie nooddienste werk meestal vrywillig, maar ten spyte daarvan sal elke mens wat weet wat vandag gebeur het, hom veroordeel omdat hy sy neefie by hom in die kar gehad het, terwyl hy na 2 vreeslike erge ongevalle gejaag het. Hy was bekommerd oor wat broer Frank se reaksie sou wees. Hy voel soos 'n hond. Dit waaraan hy Renier vandag blootgestel het, is die soort materiaal wat kopdokters gebruik om pasiënte vir 2 weke lank met slaapterapie te behandel. Hy het homself halfpad in 'n koma geskrik, toe die seun daardie angsaanval by hom in die kar gekry het. Renier gedra hom soms so volwasse, dat hy vergeet dat die kind nog maar net 14 jaar oud is, skaars in die hoërskool. Hy het Renier probeer kalmeer, en toe met hom na sy ouerhuis toe gery. Marie en die susters het uitgehardloop toe hulle stilhou. Ons het gehoor wat gebeur het. Lolet se een vriendinne en haar pa daar verbygery. Dit is verskriklik van Craig. Ja, dit was erg. En ek is jammer dat Renier by my in die kar was, toe ek die roep gekry het. Hy moes dit eintlik glad nie gesien het nie. Dit het hom geruk tot in sy tone. Christo het hom uit die kar gehelp, en saam met hom na sy kamer geloop. Vir die eerste keer wat hy die kind ken, het hy nie eens in die kombuis vasgesteek om te hoor wat op die spyskaart is vir aandete nie. Renier was beslis 'n ander persoon na dese. Marie het saamgestap kamer toe. Sy het probeer troos. Dit is dinge wat gebeur, Christo. Mens kan jou kinders nie alles spaar nie. Dit is nie asof net julle nooddienste ouens op gruisame ongelukke afkom nie. Enige mens kan dit sien. Renier kan so iets sien as hy van hier af na die winkel toe stap. Of op pad na my hem toe in Sam se taxi, besef Christo. Marie is reg, lelike goed gebeur oral. En toe het Frank ingestap. Vir die eerste keer het Christo hom iets teer sien doen met sy seun. Hy het sy arms rondom Renier gesit en gesê, "Ai my ou seuna, ek is so jammer oor jou ou maat. Dit moes baie erg gewees het om dit te sien, maar ons glo dat Craig vanaand veilig in Jesus se arms is." Renier het dapper teen die trane geveg, te vergeefs. "As ek julle toestemming het, sal ek graag vir Renier iets wil gee, om hom te kalmeer en te laat slaap," het Christo gevra. "Dit sal goed wees, dankie. Miskien moet ek hom môre 'n blaaskans van die winkel afgee. Daar is in elk geval nie veel bestellings nie. Dit is mos die middel van die maand," het Frank ook gesê. Toe tel Christo die mannetjie se arm op, gee 'n veeg met die alkohol en spuit. Hy roer nie eens nie, lê net daar en staar na die plafon. So lyk platgeslaan. "Ma sal net nou vir jou bordjie kos bring, my seun," sê Marie. Renier draai om, sodat sy gesig na die muur wys. Hy gaan nie vanaand eet nie. Marie draai na Christo. "Mita het skaapbredie en rys gekook. Asseblief eet gou iets saam met ons." "Nie voor ek vir hom 'n stywe dop geskink het nie," maak Frank sy stem dik.
Christo glimlag effens. Nee, dankie. Kos is beslis nou die laaste ding waarvoor ek kan sien. En dop sal ook nie werk nie. Ek is deurnag op 'n bystand. Christo ry dan na huis toe. Hy stort, trek 'n skoon oranje oorpak aan en gaan sit in die donker sitkamer met sy selfoon op die tafeltjie langs hom. Hy is nie eens lus vir koffie nie. Hy is lus vir net mooi niks. En hy sal in elk geval nie vanaand kan slaap nie, al wil hy. En toe lui sy selfoon. Onbekende nommer. Hy antwoord, Christo, dit is Rosaan. Ek wil net weet hoe dit met jou gaan. Ons het op die veiligheidsgroep gesien van die tref en trap ongeluk en toe is Melanie natuurlik in 'n toestand, behalwe dat sy ook die kind Craig geken het, sê sy dat dit Renier se beste maat by die skool was. Toe hy nie dadelik antwoord nie, vra sy dringend, is jy daar, Christo? Is jy alright? Hy antwoord eerlik, nee, nie juis nie, maar dankie dat jy vra. Ai, Christo, ek wens daar is iets wat ek vir jou kan doen, maar ek weet, daar is iets, antwoord hy. Enige iets, sê net wat. Moet asseblief nie dadelik neersit nie, Rosaan. Jy hoef nie te praat nie. Bly asseblief net vir 'n klein rukkie daar aan die ander kant van die foon vir my. Ek sal. En as jy wil praat, Christo, ek luister. Word vervolg.